Goeiedag vriende, wonderlik om weer van hierdie kant van die kamera af saam met u te praat. En ek wil vandag sommer so met die deur in die huis val. Ek wil vandag so 'n bietjie met u praat rondom die koninkryk van God. Daar's 'n baie interessante skrif in Matteus 6 vers 33 en wat sê: "Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word." So baie mense misverstaan die konsep van koninkryk. Want mense dink as ons praat van koninkryk, dan praat ons van eindtye. En dit is nie waar nie. Ons praat nie van eindtye as ons praat van koninkryk nie. Wanneer ons praat van koninkryk, dan praat ons van 'n baie meer persoonlike en 'n dinamiese aspek van wat Jesus vir ons gelos het. En ek wil hê ons moet gaan kyk bietjie vandag daarna. Want weet jy wat? Sover as wat ek met my reise gegaan het deur my lewe tot en met dusver vir die 27 of amper 28 jaar wat ek in die bediening is, het ek gevind dat bitter min reg deur Afrika waar ek gereis het, mense die boodskap van die koninkryk verstaan. Baie min. Mense dink hulle verstaan dit. Wanneer hulle praat van eindtye en hulle preek oor Openbaring of wat ook al, dan wil hulle die koninkryk noem, en dan dink hulle dit is waaroor die koninkryk gaan, maar ek het vir jou slegte nuus is dit jou gedagte is, koninkryk gaan nie daaroor nie. So waaroor gaan dit? Kom ons gaan kyk bietjie daarna. Volgens hierdie skrif in Matteus 6 vers 33, sê hy, soek eers die koninkryk van God. Nou ons gaan nou bietjie hierdie gedeelte afbreek, en op volgende video sal ek weer daaroor bietjie meer uitbreek. So, as die skrif sê, soek eers die koninkryk van God, dan moet ons gaan kyk, wat beteken die koninkryk? En dan kan jy saam met my gaan, na die Strongs in die Grieks-Hebreëse korrespondansie, en daai woordjie koninkryk, sal ons sien is die woordjie, die nommer is G932, en dit beteken Basileia of Basileia, net soos wat jy dit wil sê. Ek is nie so lekker met die Grieks uitspraak nie, maar dit is wat dit beteken, Basileia, koninkryk, en in die Engels, hy gee die verduideliking in die Engels, so kom ons kyk. Hy sê, dit beteken royalty. Dit beteken ook rule, om te heers. Dit beteken ook 'n realm, 'n atmosfeer, 'n plek, okay? En dit beteken ook kingdom reign, met ander woorde koninkryk regeringskap. Okay, so kom ons breek dit nog 'n bietjie verder op. Kom ons kyk dat. Dit beteken nommer 1, 'n koning se regering. Met ander woorde, waar 'n koning regeer, die area waar hy regeer. Okay? Kom ons kyk na die Engels. Die Engels sê kingdom, as ons kingdom op gaan breek in king en dom, dan beteken dit it is the king's domain. Daar waar hy heerskappy het, daar waar sy koningskap geld, daar waar sy heerskappy geld. Okay, so ek dink jy kry nou al klaar die prentjie. As ons die koninkryk van God eerste moet soek, dan beteken dit dat ons moet die regeringskap, die heerskappy van God, heel eerste soek. Sy regeringskap, sy heerskappy, waar hy heers, waar hy regeer. Enigiets, voordat ons enigiets anders doen, dit is wat die skrif ons sê, voordat ons enigiets anders doen, soek eerste sy regeringskap, soek eerste sy heerskappy, soek eerste sy autoriteit. Okay? So, dit is die beginsel van eerste dinge. Dit is 'n boodskap op sy eie. So, kom ons maak 'n ander vergelyking. Kom ons maak dit 'n bietjie makliker. As ons praat, as ons praat van die koninkryk van Engeland, van die Britse regering, wat probeer ons daardeur sê? Direk probeer ons daardeur sê dat die koninkryk van die Britse regering of die koninkryk van Engeland is al die area waar die Britse of die Engelse koning gaan regeer, waar haar autoriteit geld, waar haar regeringskap geld, waar haar heerskappy geld. Maak dit vir u sin? Okay, so dit is daar waar hulle heers as die Britse monargie, daar waar hulle heerskappy is. Hulle het ook kolonies, is nie net in Engeland nie, nee? Maar hulle het ook kolonies. Okay? So in die kolonies is die Britse regeringskap ook daar. Jy kan dit sien, die boustyle, die strate almal ry soos hierso by ons in Namibië en in Suid-Afrika ry op die linkerkant van die pad. So hulle het hulle regeringskap laat geld in die areas
waar die Britse regering geheers het. Okay, so dit is die area of die plek waar die Engelse regeer. So, net so moet ons sien in die geestelike aspek, kan ons dan nou dieselfde vergelyking tref, dan kan ons dan nou agterkom dat wanneer ons praat van die koninkryk van God, dan beteken dit is presies dieselfde. Dit is die hele area waar God, die Vader, sy heerskappy is, waar sy regeringskap is, waar sy autoriteit geld. Is dit nie so nie? Okay, so nou, maar waar is dit dan nou? Hoe werk daai storie? Kom ons gaan kyk daarna. Kom ons gaan dan na die skrif, na Lukas 17 vers 20 en vers 21. Kom ons kyk wat sê die skrif daar. Hy sê, en toe hy deur die Fariseërs gevra is, wanneer die koninkryk van God sal kom, het hy hulle geantwoord en gesê, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Met ander woorde, die koninkryk van God is nie iemand wat nou met 'n groot bohaai voor 'n groot partytjie of 'n groot event, as ek dit so kan noem, voor mense gestel kan word en hier gaan hy 'n kroon op sy kop kry en hy gaan 'n groot jas kry of 'n pragtige mantel kry en nou gaan hy op 'n troon sit nie. Nee, die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Okay? Want dit is 'n geestelike koninkryk. God se koninkryk is geestelike koninkryk. In Johannes 4 sê, God is gees en die wat hom wil aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. Okay, so kyk, kom ons kyk wat sê vers 21. Jesus sê die koninkryk van God kom nie met sigbare tekens nie. Vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier, of kyk daar, of kyk deur, is die koninkryk van God nie. Hoekom nie? Want die koninkryk van God is binne in julle. Ja, nou, kom ons gaan trek dit nou weer 'n bietjie anderste uitmekaar uit, nê? Met ander woorde, God se regeringskap, God se heerskappy, God se autoriteit werk van binne af. Werk deur my, werk in my en hy werk deur my. Okay? So sy heerskappy gaan en is binne in my en ek en u vat sy heerskappy oral waar ek en u loop, waar ons beweeg. Daar vat ons sy koninkryk, daar vat ons sy heerskappy, daar vat ons sy autoriteit. Hierdie koninkryk is onsigbaar. Ek kan dit nie binne in jou sien nie. Die enigste manier hoe ek dit binne in jou kan sien, is wanneer jy of ek dit manifesteer. Dis die enigste tyd wat ek die koninkryk van God kan sien. Hierdie koninkryk is onsigbaar. Wat hy's in ons, werk deur ons, deur middel van die Heilige Gees wat ons help. Waar bly die Heilige Gees? Is die Heilige Gees God? Natuurlik is die Heilige Gees God. Met ander woorde, die Heilige Gees van God bly binne in my. As ek vir jou kind vra, hulle leer dit in die sonnaarskool, waar bly liewe Jesus? Is die eerste ding wat ek vir jou sê, liewe Jesus bly in my hartjie. Okay, so die Heilige Gees, die volheid van God, die hele autoriteit van God, bly binne in my en binne in jou. Okay, en nou werk hierdie heerskappy van God, werk in my lewe en dit is besig om my te verander. Okay, so dit verander my so, dat my hele lewe persoonlik self eers begin verander. Ek begin regeer oor my gedagtegang. Ek begin regeer oor my slegte begeertes van my hart. Ek begin regeer oor die feit dat ek miskien gesteel het, nou steel ek nie meer nie. Nou begin ek myself sê, dis nie wat God wil hê nie. Ek regeer, ek heers oor daai begeerte om te steel. Ek heers oor daai begeerte om te lieg. Ek heers oor daai begeerte om slegte dinge te doen. Jy sien, nou vat ek eers, want hy werk eers in myself. Nou begin vat ek beheer, en baie van ons is al daar. Jy het beheer gevat van dit, van omstandighede en omstandighede het verander. Maar weet jy wat, dit bly nie daar nie. Nou begin ek, as jy, kom ons vat byvoorbeeld, as jy getroud is. Jy's 'n getroude man. Nou vat ek beheer, nie net van my liggaam, ek het klaar daai goed onder beheer gekry, maar nou vat ek beheer van my gesin. Nou vat ek beheer van my gesin en ek laat God se autoriteit en God se heerskappy en sy regeringskap in my gesin werk. Ek is die priester van my huis. Ek staan in die plek van my huis waar ek as man van die huis moet wees. Kan jy nou sien, 'n regeringskap. Ek vat beheer van my eie omstandighede. Nou is my vrou en my kinders
kom ek kry ek hulle op so 'n punt, ek regeer hulle nie met 'n Hitlerhand nie, nee, ek regeer hulle met God se liefde. God se liefde. Want God se liefde en God se koninkryk is sy bruid, is sy kerk. Okay, ander boodskap, ander dag. Met ander woorde, nou regeer ek oor my gesin. Ek vertel hulle wie Jesus is, hulle sien in my kinders sien in my as pa, Jesus raak. My vrou sien in my Jesus raak. Ek is die profeet, ek is die vader, ek is die priester en die geneesheer van my woning. Nie omdat ek kan gesond maak nie, nee, omdat die Gees van God deur my gesond maak. Met ander woorde, my autoriteit, God se autoriteit werk deur my na my gesin toe. Nou, van my gesin af, wanneer ek hierdie onder beheer het, werk hierdie autoriteit na buitekant toe. By my werk, daar waar ek is, kom mense agter, Jessie, maar JP is nie meer JP Pittekop wat hy dagga gerook het. JP is nie meer JP Brandewyn nie, of Koos Brandewyn nie. Nee, iets het met hom gebeur. Iets is, hierdie man is anders as wat ons hom ken. Met ander woorde, wat sien hulle? Hulle sien die Heilige Gees, maar eintlik sien hulle God se regeringskap. Hulle sien God se autoriteit. Nou wanneer die ou praat hy nie meer oor spylgrappies saam met ander mense, of hy doen selfde dinge as wat die wêreldse mense doen nie, lê dronk saam met die mense by die partytjies. Nee. Wanneer hy nou praat hy met 'n ander gesag. Hy praat met 'n ander autoriteit. Hy gaan in die hospitale in, want daar's nou iets binne in hom wat dring. Daar's iets binne in hom wat dring. Dit dring hom. Hy het 'n passie, skielik 'n passie vir mense. Skielik is daar nie meer rasisme in hom nie. Jy sien iemand, toe hy 'n rasis was en hy kniel by die kruis en die koninkryk en die heerskappy van God kom in hom, toe verander dit. Toe staan hy op en hy het skielik 'n liefde vir mense. En nou stap hy daar in die hospitaal in en hy voel, Jessie man, ek wil vir hierdie ou bid. En hy bid vir hierdie ou en hy lê hande op hierdie persoon. En skielik hoor hy dat hierdie persoon het gesond geword en hy verstaan nie hoekom nie. Wat het daar gebeur? Presies wat Jesus vir ons gesê het moet gebeur. Julle sal die hande op die siekes lê. Wat het Jesus eintlik indirek vir ons gesê? Hy het gesê, jy gaan die regeringskap, die autoriteit van God, die heerskappy van God, gaan jy vat en jy gaan dit in die markpleine invat. Jy sien dit, want hierdie ding bly wat eers hierso is. Jy sien, te veel van ons, as ek dit so kan begin, te veel van ons hou hierdie liefde, hou hierdie heerskappy, hou hierdie regeringskap van God binnekant. En ons laat nie toe dat dit uitgaan nie. Nee. Want geloof wat die sleutel is van die koninkryk, aktiveer uit die koninkryk wat onsienlik is in die hemel, aktiveer my voorsiening. En hierdie voorsiening kom deur hierdie sleutel, my mond, en hierdie sleutels. Soos wat ek praat, en soos wat ek uit die onsienlike uitkom. Met ander woorde, ek neem nou beheer, en dit wat ek nodig het, roep ek die dinge wat nie bestaan nie, asof dit bestaan. Want nou sit ek met God homself, sy heerskappy, in my. Kom ons kyk na 'n skrifgie, voordat ek vir jou sê in my. Kom ons kyk na hierdie skrifgie. In Efesiërs sê dat, in hom, in Jesus, het die volheid van die Godheid liggaamlik gewoon. Kom ek vra vir jou 'n vraag. Woon die volheid van die Godheid in jou liggaam? Natuurlik, want die dag toe jy tot bekering kom, toe sê jy, Here Jesus, ek is 'n sondaar, vergewe my, kom in my hart in. En God het nie net met 'n pinkie ingekom, of met die duim, of net met die linker toon nie, nee, die volheid van die Gees van God, woon binne in jou, hy het binne in jou gekom, jy is nou die tempel van die Heilige Gees. Sondagskoolletjie, weet jy nie, jy is die tempel? Weet jy nie dat jy is die tempel? Jy is die tempel van die Heilige Gees. God bly binne in jou. Hy bly nou nie meer in tempels wat met hande gebou is nie. Hy bly nie in die gebou wat jy kerk noem nie. Jy is die kerk. Hy bly binne in jou. Hy bly binne in my. En ek en jy moet nou hierdie heerskappy, hierdie autoriteit van God, wat in my is, moet ek en jy nou uitvat buitekant toe, sodat mense dit kan sien. En dit is wat Jakobus van praat. Hy sê, sal jy 'n man sien wat honger is? En sê vir hom, ek bid vir jou, ek bid vir jou dat jou maag vol kos raak. Maar jy gee hom nie 'n bord kos nie.
Hoe aktiveer ek die koninkryk? Ek gee, want liefde gee. Ek gee hierdie man 'n bord kos. Ja, nee, ek sien die man sê, hy kry koud. En ek sê, in Jesus naam word warm nie. Nee man, koop die man 'n kombers, koop hom 'n baadjie. Wat is jy besig om te doen? Jy is besig om die liefde van God te aktiveer, omdat jy hom sien koud kry. En nou kan jy sien, jy wil nie hy moet koud kry nie, jy kry vir hom 'n baadjie dat hy kan warm word. Nou begin ek God se heerskappy en sy liefde wat in my hart in uitgestort is, Romeine 5 vers 5, begin ek nou aktiveer en manifesteer. En hoe meer ek dit aktiveer en hoe meer dit manifesteer, hoe groter word my grondgebied. En ons gaan volgende keer praat oor 'n koning en sy grondgebied. Ons sien weer alles wat mooi is. Shalom.